Baie mooi praat die kindertjies. Weet julle hoe belangrik is dit vir 'n kind om in die kerk te wees? Hulle sien mamma en pappa sing, hulle sien hulle bid, hulle sien baie dinge raak. Ek wil weer eens vir elke van julle wat vir my boodskappe gestuur het vir my verjaarsdag, Facebook, elke ene persoon baie dankie sê. Dit my baie beteken. As ek nie terug gereply het nie, dan is ek jammer. Daar was net soveel mense, ek het almal probeer reply, maar vandag sê ek het sommer op die lig, dan weet almal ek het dankie gesê. Goed, ons vanoggend tema is bly waaksaam, moenie alles glo wat jy hoor of sien nie. En hierdie is nogal taai ene, wat ons is so geneig om te glo wat mense sê. Gister toe was ek een van by my ou bedieningsmensies wat saam met my bedien het. En ons gesels oor die pad wat ons gestap het. Ons het 'n moeilike pad saam gestap. Baie dinge beleef. En dan elke ou kom met 'n storie. Ag, julle, ek wil nie kerk toe gaan nie want daai pastoor preek nie wat ek wil hoor nie. Of daai ene is nie in plek nie. Daai ene het bel nie gereeld nie. Daai ene doen nie dit nie. Daai ene doen nie dat nie. Ons moet so versigtig wees waar ons straf. Ons het nou 'n grappie gemaak en gesê ja, ek kan nie sommer by 'n drankwinkel instap nie want dan's daar probleme vir my. Ek kan nie sommer enige plek beweeg nie want dan's daar stories. Nee? Ek kan nie saam met enigiemand ry nie, want as jy nou 5 keer sien saam met iemand ry, dan gaan jy outomaties, dan begin ons nou maar altyd 'n storie. En dit is wat sê, bly waaksaam, moenie alles glo wat jy hoor of sien. Want mense ken nooit die storie agter die storie nie. En ons is so geneig daardeur. En in 1 Petrus 5 vers 8 lees ons, wees nugter en waaksaam. Want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die duiwel is lustig, mense. Hy wil kyk wie van ons kan hy onderste bo kry. Hy kyk en hy kom op die slimste maniere in 'n mens se lewe in. Die slimste maniere. Maar kom ons sluit ons oë en ons open eers met 'n gebed. En ons vra vir Vader om met hierdie diens te wees. Hemelse Vader, ons buig vanoggend in diepe eerbied voor U heilige troon. In U, die Almagtige wat alles weet, wat alles sien en alles beheer. Ons dankie vir die voorreg om weer vandag rondom U woord hier saam as 'n eenheid te vergader. Here, maak ons harte oop vir die waarheid. Laat elke verkeerde gedagte, Here, hier waar die gedagtes kom, die leuns van die vyand en elke afleiding nou verdwyn in die naam van Jesus. Heilige Gees, spreek met elkeen van ons vandag tot elke hart. Open ons geestelike oë sodat ons kan onderskei tussen die waarheid en die leuen. Ons bind elke mag van misleiding. Ons verklaar dat Jesus Christus ons koning alleen is. Here, mag hierdie woord soos 'n tweesnydende swaard diep in ons harte ingesny word en vrug dra. Ons dra dit op in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou mense, ons lewe in 'n plek waar daar mense maklik alles glo wat op sosiale media verskyn. Kyk, ek het nou al gehoor van Celine Dion wat oorlede is en dan is daar foto's wat wys hoe sy lyk en hierdie ou is oorlede en daar's video's, daar's valse nuusberigte van dinge wat daar gedoen gaan word, dinge wat gaan gebeur. Daar mense glo die gerugte. Hulle glo alles wat hulle sien. Alles. Mensies, as die woord nie aan die Bybel, as jy dit nie hier kry nie, is dit nie reg nie. Wees versigtig na wie hulle luister. Ons glo altyd mense. Ons glo vas, want weet julle wat is besig om te gebeur in die wêreld? Die mense hardloop agter die predikers aan. Hulle is al agter die predikers aan.
Hulle is agter hulle aan. Ek gaan nou kerk toe kom, maar as daai persoon nie is nie, gaan ek nou nie kerk toe kom. As daai prediker nie preek nie, vergeet bietjie van die persoon wat hier voor staan en gaan na die woord van God, luister na die woord van God. Ons glo te maklik mense, dit wat hulle sê. Ek het nou al preke geluister en ek moet myself volmaak, maar moet ek vir julle sê hoeveel valse woorde is daar buite? Dinge wat nie so is nie, wat mense spreek. 'n Mens moet, hoe sê die ou mense, vat alles met 'n knippie sout. Maar wanneer dit by God se woord kom, nee, dan twyfel ons. Ons twyfel. As ons wil nie die woord oopmaak nie, want dan begin ons te twyfel. Maar ons glo die mense wat praat. Hier binne moet elkeen van ons gereeld, elke dag, die woord van oopmaak, sodat die woord met ons kan praat. Want ons volk gaan ten gronde as gevolg aan 'n gebrek aan kennis. Dit is so baie al gewys dat ons het byvoorbeeld die naweek, die woensdag aand oor bygelowige gepraat. Nee, ons glo wat ons ouma en oupa gedoen het. En dit gaan na generasie, na generasie, na generasie, na generasie. En so gaan dit oor. Want ons glo wat ander mense sê. Maar ons twyfel aan die woord van God. Dis presies waarvoor Jesus ons gewaarsku het. Hy waarsku ons elke liewe dag. Pas op dat niemand julle mislei nie. Kyk 'n bietjie, kom ons praat oor wat is hierdie wanneer hulle belê jou geldjies daarin, die piramideskemels. Vat dit 'n bietjie. Hoe kan dit jou nie mislei nie? Want hulle vertel vir jou, sit soveel in en jy gaan soveel uitkry. Is dit misleiding? Is dit misleiding? Want dan glo ons dit. Maar wanneer kom ons by Vader se voete uit en ons sê, Vader, wys vir ons die pad wat reg lyk. Wys vir ons wie is die regte persoon. Wys vir ons, wanneer kom ons op ons knie? Maar ons glo daai piramideskemas meer as wat ons die woord van God glo. Hulle gaan vir jou voorsien. Daar's soveel mense wat op hierdie social media, julle, ek wil al iets oorkom as ek Facebook, TikTok, wat ook al oopmaak. En ek hoor, jy hoef net 2 ure 'n dag te werk. Jy hoef net 2 ure 'n dag te werk, dan gaan jy suksesvol wees. Pas daarmee, man. In die sweet sal jy jou brood en jou botter verdien. Jy kan nie R500 vat en dit daar neersit en weet jy gaan net 2 ure 'n dag werk nie. Dit is bog. Die mense mislei die mense. Daar's mense, hulle vertel van hierdie ongelooflike tyd wat hulle met hulle kinders spandeer. Dan wys hulle hoe die kinders op die fietsse. Hulle gaan na plase toe, dan neem hulle die video by 'n plaas om vir die mense te wys hoe awesome dit is. Maar die vrou het nie 'n tande in haar mond nie. Nou hoe kan sy nou net vir 2 ure werk? Sy kry so baie geld, maar sy kan nie eens vir haar 'n paar tande koop nie. Ekskuus, ek oordeel. Maar dit is sulke goeders, dis misleiding wat inkom. Amen. Dis misleiding. Nou kom jy wat regtig swaar kry. Jy dink, jette, as daai mense so kan lewe, kan ek dit ook doen. En jy val vir daai leuns. Want jy word mislei. Die grootste gevaar van die eindtyd is nie die oorlog nie. Dis misleiding. Ons lewe in 'n tyd waar daar misleiding is. Ons sê baie keer, ek maak foute. Ek glo vir my, ek het baie foute. Ek het foute hier waar ek staan. Is ek nie hoogheilig nie. Ek word kwaad. Ek sê elke nou en dan iets wat ek nie moet sê nie. Ek word kwaad vir die verkeersmense. Ek word kwaad vir my kinders. Ek word kwaad vir kleintjie wat nie goed op die plek sit. Ek word teleurgestel deur mense. Nou is dit net ek wat daardeur aangeraak word of elkeen van ons. Mense kom met storieetjies. Hulle kom, hulle kyk, waar kan hulle jou mislei? En in die begin met die vraag, is dit ook so, wat God gesê, die vyand probeer altyd twyfel plant. Hy kom altyd met twyfel. Geloof vir my, ek was Vrydag op die twyfelpad. Ek het Vrydag worry.
Maar God sê, hy verander nie altyd die wêreld heeltemal nie. Hy gaan dit nie heeltemal verander nie. Want ons moet deur alles kom, sodat ons weet wat is die waarheid. Alles gaan nie net op jou skoot val nie. Soos wat hulle sê, belê 500.000, wat 500 rand, en jy gaan glad nie hoef te werk nie. Dan vat jy daai 500 rand en jy gee dit uit. En dan kom daai misleiding. Hulle verdraai die woord so, hulle verdraai alles so. En weet julle wat is die ergste van alles? Hulle noem God se woord. Hulle sê God sorg vir ons. Hulle gebruik God om alles te doen. Kom ek vertel vir julle, ek het gisterand 'n storie gekyk. Dit was die lelikste ding op aarde, maar dis waaruit hierdie woord kom. Dis waar ek hierdie woord kry. Hierdie ou en sy ma, nee, bid, man, hulle prys die Here, hulle gaan kerk toe, hulle doen alles. Maar in die agtergrond lewe die ou, hy het so seer gekry as kind, dat hy vroumenklere aantrek in die nag, en dans voor die spieël en dink dit is reg. Nee? Maar dan kom hy by tafel, dan bid hy kom by die kerk, dan bid hy, maar dan gaan hy, dan sê hy, ja, hy kan nou nie met hierdie vrou 'n verhouding hê nie, want dis hier op die nippertjie wat dinge amper gebeur het. Hy sê, nee, die Here sien hom. Maar sien die Here hom nie daar waar hy besig is om met vroumenklere te dans, nie? Sien die Here nie die misleiding raak, wat hy voor en mense wys hy alles, en na agteraf begin hy met hierdie dinge nie. Hy het alles verdraai, hulle verdraai die goedjies. Baie mense, baie valse leerlings klink reg. Predikers klink reg. Ek was al in 'n gemeente, dan sê hulle, bring jou hele 10de. Ek gee jou 'n koevert. Dan bring jy jou 10de, dan gaan ek bid oor jou 10de. Hæ? Moet ek bid vir jou 10de? Of moet jy bid vir jou 10de? Nee, dis misleiding wat kom, want weet jy wat? Ek sien boere het hier 'n koevert hier. Hierdie boer kry goeie geld. So, ek gaan vir hom bid, maar ons sal al sy sondes moet na, ons wil sien, maar nie. Hy kan maar alles doen, want ek weet, hy gee genoeg geld vir die kerk. Sorry, dis nie verkeerde kerk. Het gaan nie oor die 10des nie. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor die ware woord van God, wat jy gaan verkondig. Ek kan nie hierdie man se sondes wegsteek as gevolg van die hoeveelheid wat hy gee nie, want is ook vals. Ek kan nie vir jou sê, ek gaan bid oor jou 10de. Jy het nodig om oor God se seëninge oor jou lewe te bid. Nou, baie mense klink reg. As jy nou sien, hierdie mense loop reg, hulle stap die pad reg, dan dink jy, nee, dit is 'n ware kind van God. Maar dan sien jy hom hier in die aande, daarby, wat is die plek se naam daar in die noord, daarby Sonskyn Hoekie of Sonsopkoms, Kafee of Samekoms, is daar so 'n plek wat hulle dommel? Hy is nie meer nie. Is hy nie meer nie? Nee, die hele... Jy ken die storie. Vir die winkel hier die hele stuk oorgevat. Is dit? Maar ek praat nou van die tyd toe ek daar was, wat ek ons gemeentelede gesien het, daar uitkom. Dan skud ek maar net my kop. Dubbelplek, ja. Ja, alles wat godsdienstig klink, kom van God af nie. 1 Johannes 4 vers 1 lees ons, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Stel alles op die proef. As ek woord bedien vanmôre, is jy veronderstel om met 'n stukkie papier te sit en die verse neer te skryf en in die woord te gaan kyk, praat daai pastoor die waarheid. Want jy moet dit toets, jy moet kyk, is dit waar? Is dit waar? Net omdat iemand sê, God het vir my gesê, beteken dit nie hulle stap op pad met God nie. Beteken nie dat hulle altyd die waarheid praat nie, alles moet gemeet word aan die Bybel. Elke woord wat uitgaan, moet aan die Bybel gemeet word. Nie aan gevoelens nie, want kom wat ek vir jou sê, moenie kerk toe kom om 'n persoon te streel en te sê,
ag, ek gaan maar net kerk toe, want ek wil hê, hulle moet my sien in die kerk nie. Moet dit nie doen nie. Bly eerder tuis as wat jy gesien wil word. Ons moet dit nie aan tradisie meet nie. Ons moet nie kerk toe kom net omdat ons ouers altyd kerk toe gegaan het nie. Kinders, julle kan nie kerk toe kom net omdat julle ma en julle pa sê julle moet kerk toe kom. Jou se kinders. Dit moet hier kom. Dit moet hier kom. Want jy wil 'n pad stap met die Here. Ekskuus ek gebruik julle as 'n voorbeeld, maar ons ken julle al. Ons kan nie ons dinge meet aan mense nie, maar ons kan slegs alles meet aan die woord van God. Die wêreld probeer ons denke te verander. Hoor julle? Ons denke, hierso, Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Die wêreld sê, volg jou hart. Weet dit is lekker in die wêreld. Dis lekker. Dis mos net lekker om verkeerde dinge te doen. Dis lekker. Nie lekker nie. Die wêreld sê volg jou hart. Die Bybel sê die hart is bedrieglik. Jesus sê verloon jouself. Die wêreld sê doen wat jou gelukkig maak. Jesus sê volg my. Maar wie gaan jy volg? Maar wie gaan jy volg? Daar is twee stemme. Net die een lei na die lewe en die een lei na God. Wat stem gaan jy na luister? Satan lyk nie altyd gevaarlik nie. 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Ek wil so graag iets hierso sê, maar as ek dit gaan sê, gaan dit vir my baie moeilikheid bring. Pas op vir mense. Wees versigtig vir mense. Bid voordat jy betrokke raak by mense. Maak seker dit is van God af. Want baie mense kom en hulle is gevaarlik. Hulle kom as 'n engel van die lig. Dis waarom ons onderskeiding noodsaaklik moet wees. Voordat ons in 'n vriendskap inbeweeg, bid en vra vir Vader, Vader, is dit die regte vriendskap? Want baie keer, dis lekker om met vriende te meng wat baie geld het. Maar om teen hulle sondes vas te kyk, grief 'n mens. Gee jou rillings. Gee jou rillings. Wees versigtig. Onderskei. Nie alles wat blink is altyd goud nie. Kyk 'n bietjie, nee. Ons het gister gepraat oor Timo. Alles wat jy koop by Timo, jy kry hom uit China uit, hy word daar gemaak. Jy koop hom daar uit, maar hy breek in Suid-Afrika. So maklik. Nou kyk die mooi goed wat jy kry. Is dit werklik kwaliteit? Is dit werklik kwaliteit? Nou kom mense na jou toe, hulle lyk so mooi aangetrek. Hulle is so mooi, hulle ruik so lekker. Hulle praat so mooi. Na so 6 maande dan begin jy te sien wat is regtig in hulle. Wees versigtig. Nie alles wat blink is nie altyd goud nie. Nie elke prediker preek die waarheid nie. Nie elke wonderwerk kom van God nie. Nie elke raad is Bybels nie. Dit is baie stil. Hoe bly ons waaksaam? Hoe gaan ons waaksaam bly? Hoe gaan ons kyk of hierdie persoon wat hier voor staan vanmôre die waarheid praat? Hoe gaan ons dit kyk? Meet dit aan die Bybel. Meet dit aan die Bybel. Erken jy dwaling wanneer jy die waarheid ken. Jy gaan weet, die oomblik wat jy die waarheid ken, gaan hulle jou nie met op 'n dwaling kan sit nie. Luister na die Heilige Gees. Die Heilige Gees waarsku ons. En dis so skryf jy altyd sê, hy stemmetjie het gepraat. Daai stemmetjie het gepraat. Het jy al gery in die oggende? Dan kry jy so 'n gevoel van wees versigtig.
Of jy gaan per ongeluk 'n verkeerde pad af. Dis die Heilige Gees wat jou beskerm teen dit wat daar voor is. Die Heilige Gees waarsku, die Heilige Gees lei, hy bring vrede waar iets nie reg is nie. Hy waarsku wanneer iets verkeerd is. Maar hoe gaan ons die Heilige Gees aktiveer as ons Bybel nie oopgemaak word nie? As ons nie ons kennis van God afkry nie, as ons nie 'n verhouding het met Vader nie. Alles is eintlik dieselfde. Volg Jesus. Nader tot hom en hy sal tot jou nader en alles kan reg verloop. Alles. Maar ons lewe so ver van hom af. Trek die volle wapenrusting aan elke liewe dag. Efesiërs 6 sê, jy kan nie geestelike oorlog voer sonder geestelike wapens nie. As jy nie die woord ken nie, gaan jy gevang word. Jy gaan gevang word. Kyk, ek het nooit, my lisensie het ek in 40, 30 jaar teruggekry. Ek het nie eens soveel jaar nie. Van nou af in 1991, hoeveel jaar is dit? Baie jare, nee. Wie se wiskunde is goed, dis kan hy gelied jou uit. 35 jaar het ek my lisensie. En ek het nooit geweet dat op die diskhouer staan net 5 mense in die voertuig. Ek het nie geweet. En ek wou altyd meer. Hoe meer ek kan inkry, hoe beter. En daar vang die verkeersbeampte my, was ek reg? Ja of nee? Nee, ek was verkeerd geweest. Maar vir die hoeveelheid jaar wat ek my lisensie het ek nooit daarna gekyk nie. Nooit. Hoekom het ek moeilikheid gekry? Omrede ek nie in ons tyd was dit maklik om 'n lisensie te kry. Baie maklik. Jy gaan na die speedkop toe. Jy sê vir hoor so, jou pak in die speedkop, hy sê, vat my kind gou, ons het nie eens toets geskryf nie. Hy vra jou 'n paar vrae, jy word op die plaas groot, jy ry 'n trekker, jy ry 'n bakkie, jou ratte sit sommer hierso, en jy kan mos optrane aftrek, jy kan 'n noodstop doen, want dit leer jy alles. Jy leer dit alles, en dan gaan jy na die speedkop toe, hy vat jou in sy kantoor, jy kry jou lisensie, jy kry jou nummers, en dan vat hy jou vir die ry, en as jy 'n bottel brandewyn onder die ding het, en hy maak klik, dan kan jy jou lisensie maklik kry. Dis dit gewerk het nie. En gevolg aan ten gronde as gevolg aan jou gebrek aan kennis. So, dinge is nie altyd reg nie. Dinge is nie altyd reg nie. Wees versigtig waarna jy kyk. Ek het nou gister daai fliek gekyk. Want ek moet vir julle sê, baie keer raak ek moedeloos, dan weet ek nie waaroor ek gaan praat nie. Maar baie keer het jy nodig om 'n fliek te kyk, maar wees versigtig. Gaan ek nou daai tonele wat ek gesien het oorbid, of gaan ek dit toepas? Dink bietjie mooi. Wat luister jy? Die musiek wat ons luister. Ja, musiek kan jou mislei. Wie volg jy? Kinders vandag? Ja, ons wil nie praat oor die musiek nie. Wat jy jou kinders leer? Hoeveel van ons leer ons kinders om werklik te bid? Sy sê net vir my, daai kleintjie van hulle staan elke oggend op en loop sy met haar botteltjie olie, dan gaan saaf sy almal en sy bid vir almal. Hoe oud is sy? 2. 2 jaar oud. Waar sien sy dit? Op TV? Daar ouers. Wat sien ons kinders? Ons wat ouer is, het baie foute gemaak. As ek geweet het, het ek vandag weet, het ek anders te groot geword. Wat ons sien op sosiale media, glo ons. Dit is so bedrieglik. Hoeveel keer het hulle al gesê, die einde is op pad?
Hoeveel keer ons glo wat op daai social media gebeur, maar wat van die woord van God? Wanneer maak ons hierdie woord oop en ons begin te glo? Wanneer spandeer ons meer tyd in die woord as op social media? Baie van ons leef bang. Ons vrees vir die dag van môre. Ons is bang. Kyk, mense wat in besighede is, vrees die 30ste, 31ste en 1ste. Praat ek die waarheid? Julle vrees dit, want die salarisse, of selfs die mense wat salarisse kry, jy vrees, gaan alles genoeg wees. Maar as jy die woord van God het, gaan hy vir jou sê, ek sal vir jou voorsien. Jy moet net my volg, jy moet 'n verhouding hê met my. En hy gaan vir jou voorsien. Maar omdat ons waaksaam leef, is daar groot uitdagings. Die grootste vraag is vandag, ken jy werklik die waarheid? Die vraag is, leef jy die waarheid? God het jou nie geroep om 'n bankroep te wees. Glad nie. Hy het jou geroep om wakker te wees, waaksaam te wees, nugter te wees, standvastig te wees. Jy moet vas staan op die woord, vas staan op jou beginsels. Want die krag kom wanneer Jesus terugkeer. Want dan, daai dag as Jesus kom, het ons die krag nodig. Want as hy jou gaan kom haal, en jy is nie reg. Verbeel julle, ons sit hier in die kerk, Jesus besluit hy kom nou. En hy het gekom en ons sit nog steeds hier. Wat maak jy dan? Waarmee gaan jy jou vind? Waarmee is jy besig? Gaan jy jou vind slapend? Of gaan jy jou vind dat jy getrou is en hom getrou gevolg het? Ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat weer eens vandag uitgegaan het. Here, ondersoek ons harte. Vergewe ons waar ons maklik op mense geglo het, waar ons wêreldse denke aanvaar het, waar ons geestelik aan die slaap geraak het, Vader. Here, maak ons nugter en waaksaam. Geef ons die onderskeiding om die waarheid van die leuen te onderskei. Laat u Heilige Gees ons elke liewe dag lei, waarskuwen en sterk. Beklee ons met die volle wapenrusting van God, waar ons teen die listige aanslag van die vyand, laat ons nie deur vrees regeer word nie, maar deur geloof, wysheid en gehoorsaamheid. Vader, ons bid vir ons gesinne, ons gemeente, elke persoon wat u naam aanroep, bewaar ons in u waarheid, want u woord is die waarheid. Mag ons die ligte wees in hierdie donker wêreld, getrou totdat die Christus Jesus weer kom, want u alleen kom toe al die trou in die Here. Ek wil vanoggend besonders, die name is bekend by u, wat nou tans deur moeilike tye gaan. Here, elke naam weet u aan. Here, daar waar verhoudings is wat gebroken is, Here, ek vra dat u elke verhouding, kind en ouer verhouding sal herstel. Here, daar waar daar huweliksprobleme is, vra ek dat u sal herstel. Here, daar waar valsheid is by gemeentelede, Here, dat u dit tot die lig sal laat kom, sodat ons weet wie is waar. Here, gaan so saam met elke kind wat weer eens môre by die skool sal instap. Here, ek vra dat u hulle oor en hulle ore sal toemaak vir al die verkeerde dinge, Here, dat hulle dit nie sal sien nie, nie sal hoor nie. Here, ons bid die bloed van Jesus oor elke liewe kind. Here, daar waar die mense nou op die paaie gaan, vra ek dat u hulle vooruit sal stuur. Here, so ook, gaan so saam met die mense wat môre werke toe gaan, Here, dat hulle veilig sal wees. En Here, gaan so saam met elke liewe persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan. Here, mense wat nou tans depressie, Here, dis 'n ding wat die tyd van die jaar so vlam vat, maar Here, ek spreek lewe oor elke depressie leier wat daar is, wat lê, wat wil moed opgee, Here, ek vra nie wat hulle sal wees. Ons bid die negatiewe gedagtes, ons bid die werke van die vyand in die naam van Jesus. En Here, mag ons elkeen geseënd wees van hier af, tot ons weer ontmoet. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.
Lig van die waarheid lei my Here. Ek hoor soveel stemme om my fluister. Elkeen sê, hier is die waarheid. Die wêreld roep my in verskillende rigtings, maar die woord bly vir ewig staan. Die vyand kom nie altyd met geweld nie, hy kom met woorde wat reg klink. Maar ek kies vandag om op U te bou, want net die waarheid bring die lewe. Open my oë, Heilige Gees, gee my onderskeiding elke dag. Laat ek hoor wat U wil sê en nie verdwaal in hierdie wêreld nie. Ek bly waaksaam, Here Jesus, my oë is vas op U gerig. Ek sal nie elke stem glo nie, want die woord is my enigste lig. Ek bly waaksaam, Here Jesus, die waarheid sal my altyd lei. Al woed die storms rondom my, en nie alleen is ek veilig en vry. Soos Eva in die tuin mislei is, kom die leuen vandag nog stil, maar die waarheid breek elke ketting en vul my hart met die wil. Ek trek nou die volle wapenrusting aan, met geloof as my vaste skild. My voete staan op vaste grond, want Jesus is my rots vir altyd. Ek kies die waarheid, ek kies die kruis, ek kies om Jesus elke dag te volg. Geen leuen sal my oorwinning, geen duisternis sal my keer. Die lig van Christus skyn helderder as ooit tevore. Ek bly waaksaam, Here Jesus, my hart behoort aan U alleen. U woord is sterker as die leuns, U liefde dra